Ons gaan vanoggend ons lekker baie worship en ons gaan regtig aan God die eer gee, maar voor ons gaan begin, ek wil graag met julle 'n gedeelte deel wat regtig met my geworstel het die afgelope paar weke, regtig 'n ding begin verander het in my lewe. Ek wil gou 'n vraag vir jou vra. Wie van julle het al ooit gekla oor iets? En die ouens wat nie jou hand opsteek nie, jy jok bely. Wie van julle het hierdie week gekla oor die brandstofpryse? Wie van julle het hierdie week miskien gekla oor jou baas? Nie vir die ons sê nie. Ons almal kla oor goed. Of dit nou is jou wifi is te stadig, of dit is hoe duur alles is, of dit is dat niemand raak sien wat jy doen by die werk nie, of dit is dat jy voel jou kinders is ondankbaar, of dit is dat jou kinders te besig is, of hulle te stadig is, of ek kom agter, hoe meer hulle tieners word, hoe meer gaan dit stadiger. Is dit net ek? Okay. Maar ons kla baie maklik. Ons kyk baie vinnig negatief in die lewe uit. Ons selfs betaal baie van ons rekeninge hierdie maand, maar daar's al miskien 1 of 2 wat ons wonder, waar gaan ons die geld daarvoor kry? En dit is waar ons obsessief dink en kla. Maar ons vergeet van al die ander rekeninge wat wel betaal is dit nie so nie? It's human nature. Maar die woord gebruik, 'n woord verklaar, dit sê ons murmureer. To murmur. Jou man wil so kwaad geraak en beklei julle, dan stap hy weg. Dan maak hy net so. En dan sê die vrou vir hom, wat? Nee, niks. Ons murmureer. Nou, ek wil 'n gedeelte vir julle gee, daar's 'n gedeelte die Israeliete. Hulle het nou net al die wonders van God gesien. Hulle het gesien hoe God kom en die Rooi See oop kloof wat hulle deurbeweeg. Hulle het gesien hoe die Egiptenare verslaan word. Hulle het gesien hoe die Nyl in bloed verander word. Hulle het wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk gesien. En ons sien letterlik 'n gedeelte waar elke keer murmureer en kla die Israeliete alweer. En elke keer is daar genade. God is soos 'n vader en Moses smeek elke keer, Here vergewe hulle. En elke keer kom God en hy vergewe hulle. En God wil hulle vat na 'n beter plek toe. Het jy geweet God wil jou vat na 'n beter plek toe in jou lewe? Die woord sê baie duidelik, ek wil vir jou 'n lewe gee van voorspoed. Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. So God wil ons vat na hierdie droom, na hierdie plek vir sy kinders. Maar vir die eerste keer kry ons, en God toets eintlik die Israeliete hier. Hulle is voor die beloofde land, hulle is reg om in te gaan, en die Here sê duidelik in sy woord, hy sê, stuur 12 leiers. 12 leiers, stuur hulle in die land in, en ek wil hierdie vir julle lees. Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken, vir hulle gesê, trek deur die suideland en op na die bergwêreld, bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar woon sterk of swak, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of sleg is, en of al die mense stede oop vertrek is, of die grond vrugbaar of skraal is, en of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. En hy stuur hulle uit, en wat God eintlik vir hulle sê is, wat sien julle? Nou, hoekom dink julle God weet nie wat daar aangaan nie? Hoekom sal God vir hulle dit vra? Wat sien julle? God weet al reeds, die land loop oor van melk en honing, hy weet al hierdie goeders al weet, maar hy vra vir hulle, wat sien julle? En hulle was daar vir 40 dae, dis altyd net interessant hoe 40 dae baie keer die toetsperiode is wat God gebruik. En hulle gaan in die land en hulle kom terug, die woord sê dat een van die druiwetrosvrugte so groot was, dat 2 mans dit op 'n stok moes dra. Julle, dis groot. Dis so groot, hulle het letterlik
die area genoem druiwe. Ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nooit 'n vrug in die Pick n Pay gekry en gesê, hierdie is nou limoen, hierdie plek se naam. Never. Dit moes nogal beïndrukwekkend gewees het. En hulle kom terug, en hulle kom na Moses toe, en dan word vir hulle gevra, wat het julle gesien? 10 uit die 12 leiers sê, nee, die ouens is soos reëse, hulle is sterk, ons sal hulle nooit kan verslaan nie. Nooit. En hulle gaan as leiers, en gaan na die volk toe, en sê vir hulle, ons moet terug gaan Egipte toe. Julle, hoeveel ongeloof is dit, as jy sê, ek sal liewer terug gaan na slawerny toe? En hulle murmureer, en hulle kla alweer, soos wat hulle altyd doen. En ons twee, Caleb en Joshua, hulle sê, waarvan praat julle? Het julle vergeet wat God alles gedoen het? Het julle nie gesien nie, ons moet optrek, hy gaan dit vir ons in ons mag gee, God is met ons. Maar die 10 leiers, 10 uit die 12 het murmureer en kla nog steeds. En die Here het genoeg gehad. He had enough. En hy sê, omdat julle nie glo nie, en omdat julle murmureer, behalwe vir Caleb en Joshua, sal almal oor die ouderdom van 20, julle sal teruggaan in die woestyn, en hulle het vir 40 jaar teruggegaan, en almal oor die ouderdom van 20 het gesterf in die woestyn. God vra ons, wat sien ons? En God het my gevra, Bram, wat sien jy? Ons kan partykeer so fokus, en ons rede hoekom ek vanoggend hieroor praat, want ons gaan nou in praise and worship ingaan. Ouens, en ek wil jou baie groot guns vra. Moenie vanoggend kom met al jou lysies van goed na die Here, en wat hy vir jou moet doen nie, en waar jy is, en wat nog so negatief is in jou lewe nie. You need to start seeing what God sees every day. En jy het miskien nodig om te begin jou oë oopmaak en die goedheid en guns van God te sien in jou lewe. En miskien is daar 'n oomblik wat jy gaan moet confess. Jy gaan moet om verskoning vra en sê, Here, vergewe my, laat ek so kla. Laat ek so murmureer. Ek wil hierdie teksgedeelte lees. Ons kry nog 'n gedeelte, veral met worship ook, waar Paulus is in die tronk. Hy het alles gedoen wat reg is, maar hy gaan tronk toe daarvoor, hy word geslaan en alles, is hier in die tronk, en hulle het absoluut rede gehad om te kla. Ek gaan nie jok nie, ek dink ek sou kla. Maar hulle begin God loof en prys in die tronk. En die tronk het geskit, en die deure het oopgegaan. Miskien is dit omdat hulle perspektief bietjie anders te was. Ek lees vir julle gedeelte 1 Tessalonisense 5 vers 16. Band, julle kan vir ons begin opkom. Dit sê die volgende. Dit sê, wees altyd bly. Sê nie wees soms bly nie. Dit sê wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. Sê gou saam met my, alle omstandighede. Alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Jesus Christus van julle verwag. So dit sê die Here verwag van ons om anders te wees. En hoe lyk hierdie prentjie van anders wees? Hierdie prentjie van anders te wees is 'n prentjie waar jy inkom by jou besigheid, by jou huis, en al gaan dinge hoe vrot, en al is dinge hoe moeilik, dat daar iets is van 'n lig binne in jou wat sê, alles gaan oukei wees, want my God is goed. En goedheid en guns volg my al die dae van my lewe. Nie oor wie ek is nie. Nie oor my dade nie, nie oor wat ek probeer doen nie, nie oor wat ek al gedoen het nie, maar slegs oor wie hy is. Wil jy met vir 'n oomblik vir my opstaan daar waar jy is? Wil jy met jou oë sluit vir 'n oomblik?
Ek wil hê net daar waar jy is vir 'n oomblik, jou oë sal sluit en dat jy net vir 'n oomblik net weer eens sal besef what it's all about. Waaroor gaan dit? Miskien het jy toegelaat dat negativiteit in jou hart inkom. En God vra vanoggend vir jou die vraag: wat sien jy? Wat jy daar vir 'n oomblik dat jy net tussen jou en God vir 'n minuut. Miskien het jy nodig om te bely. Miskien het jy nodig om jou gedagtes te verander. Kom ons vra vir 'n oomblik dat God met jou sal werk.